Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Dit gebeur so maklik, veral in die geselskap van die verkeerde mense. Voor jou oë uitvee, kritiseer en kla jy. En dit is asof die hele atmosfeer om jou sommer negatief word. Dit is omdat woorde 'n sekere atmosfeer skep. Jy sê, maar ek sê net hierdie dinge omdat ek baie bekommerd is. Onthou jy nog wat Filippense 4 vers 6 tot 7 sê? Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hoor jy wat sê die woord? Jy kry vrede in jou lewe deur danksegging, nie deur te kla nie. Moet nooit toelaat dat jou vlak van dankbaarheid deur jou omstandighede bepaal word nie. Want God is soveel groter as enige omstandighede wat jy ooit in die gesig kan staar. So hoe kan 'n mens die neiging om negatief te wees oorkom en eerder 'n positiewe geloofsgevulde uitkyk ontwikkel? Wel, eerstens, weier om 'n oomblik verder te kritiseer en te kla. Meeste mense is net so gelukkig as wat hulle kies om te wees. Weier om 'n oomblik verder te kla of te kritiseer. Tweedens, begin onmiddellik. Verandering kom nie maklik nie. Maar dit sal nie kom as jy nie iewers begin nie. Probeer om meer bewus te raak van dit wat jy sê. En wanneer jy agterkom dat jou gesprek besig is om in 'n negatiewe rigting te lei, korrigeer jouself en stuur die gesprek terug na dit wat positief is. Fokus daarop dat as jy nie iets nuttigs of goeds kan sê nie, jy eerder glad nie iets sal sê nie. Dan derdens, maak seker jy fokus op dit wat goed is. Filippense 4 vers 8 sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en